OK julle, ons gaan aan met die profeet Micha, vanaf hoofstuk 1, die oordeel oor Samaria en Jerusalem. Die woord van die Hemelse Vader wat tot Micha, die Morasiet, gekom het in die dae van Jotam, Agas, Hiskia, konings van Juda, wat hy gesien het aangaande Samaria en Jerusalem. O volke, luister almal saam, o aarde en sy volheid, let op, sodat die Hemelse Vader getuie teen julle kan wees. Die Hemelse Vader uit sy heilige paleis, want kyk, die Hemelse Vader gaan uit sy woonplek uit, en hy daal neer en betree die hoogtes van die aarde. En die berge smelt onder hom, en die laagtes skeer oop, soos was voor die vuur, soos water wat langs die heilige afstroom. Dit alles vanweë oortreding van Jakob, en vanweë die sondes van die huis van Israel. Wie is die oorsaak van die oortreding van Jakob? Is dit nie Samaria nie? En wie is die oorsaak van die hoogtes van Juda? Is dit nie Jerusalem nie? Daarom sal ek Samaria 'n puinhoop maak op die veld, 'n plek om die wingerdstokke te plant, en ek sal haar klippe in die dal laat afrol, en haar fondamente bloot lê. En al haar gesnede beelde sal stikkend geslaan, en al wat sy as hoerloon ontvang het, met vuur verbrand. En al haar afgode sal ek tot 'n verwoesting maak, want uit hoereloon het sy dit versamel, en tot hoereloon sal dit terugkeer. Daarom wil ek 'n rouklaag en huil kaalvoet en naakloop. Ek wil kla soos jakkalse en treur soos die volstruise. Waarlik, haar wonde is ongeneeslik, want dit het gekom tot by Juda. Dit reik tot aan die poorte van my volk, tot by Jerusalem. Moet dit nie in Gat vertel nie, ween daar ganslik nie. In Bet-Ofra het ek my in die stof gewentel. Trek weg in smaadlike naaktheid, o inwoners van Safir. Die inwoners van Sanan trek nie uit nie. Die weeklag van Bet-Haisel sal julle daar die verblyf ontneem, want die inwoners van Marot wag in pyn op iets goeds, omdat die onheil neerdal van die Hemelse Vader na die poort van Jerusalem. Span die perde voor die wa, o inwoners van Lagis. Dit was die begin van die sonde vir die dogter van Sion, dat die oortredinge van Israel in jou gevind is. Daarom moet jy afskeidsgeskenk gee aan Moreset Gat. Die huise van Agsib sal 'n teleurstelling wees vir die konings van Israel. Nogmaals sal ek jou veroverraar bring, o inwoner van Marsia. Die adel van Israel sal tot Adullam kom. Maak 'n kaalte op jou hoof, skeer jou weens jou troetelkinders, maak 'n kaalplek soos die van 'n aasvoël, omdat hulle van jou af weggevoer is in ballingskap. Tot sover. Hoofstuk 2. Wee wat onreg uitdink en kwaad smee op hulle bedde. By die môrelig voer hulle dit uit, want dit is in die mag van hulle hand. Ja, hulle begeer velde en roof dit, ook huise en neem dit. So pleeg hulle dan geweld teenoor die man en sy huis, teenoor die mens en sy erfdeel. Daarom so sê die Hemelse Vader, kyk, ek dink onheil teen hierdie geslag, waar julle jul nekke nie sal kan uittrek nie, en waarby julle nie regop sal kan loop nie, want dit sal 'n tyd van onheil wees. In die dag sal hulle 'n spotlied oor julle aanhef, en 'n klaaglied sing. Dit is gedaan, sal hulle sê, ons is heeltemal verwoes, en die eiendom van my volk laat hy van besetter verander. Hoe neem hy dit van my af? Aan die afvalliges deel hy ons velde uit. Daarom sal daar vir jou niemand wees wat die meetsnoer werp in 'n erfdeel in die vergadering van die Hemelse Vader nie. Moenie profeteer nie, sê die valse profete. As 'n mens hieroor nie mag profeteer nie, sal die beskimping nie ophou nie. Mag dit gesê word, o huis van Jakob, sou die Hemelse Vader dan ongeduldig wees, of is dit sy dade, is my woorde nie vriendelik teenoor hom wat as opregte wandel nie, maar reeds vroeër het my volk vyandig opgetree,
Julle pluk die mantel af, weg van die kleed van die wat in gerustheid verbygaan, wat afkerig is van oorlog. Die vroue van my volk verdryf julle uit die huis wat hulle liefhet. Van hulle kinders neem julle my sieraad weg in ewigheid. Staan op en gaan heen, want nie hier is die rusplek nie, weens die onreinheid wat die verwoesting aangerig. Ja, 'n onherstelbare verwoesting. As iemand die wind nawandel en bedrieglik lieg en sê, ek sal vir jou profeteer by wyn en sterk drank, dan sou hy vir hierdie volk 'n profeet wees. Gewis sal ek jou geheel en al versamel, o Jakob. Gewis sal ek vergader, die oorblyfsel van Israel, almal bymekaar bring, soos skape in 'n kraal, soos 'n kudde in sy weiveld, en dit sal dreun van mense. Die deurbreker sal optrek voor hulle uit. Hulle sal deurbreek en deur die poort intrek en daardeur uittrek, en hulle koning sal voor hulle uitgaan, en die Hemelse Vader heeltemal vooraan. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 3, oordeel oor die leiers van die volk en die valse profete. Verder het ek gesê, hoor tog, o hoofde van Jakob en owerstes van die huis van Israel, betaam dit julle nie om die reg te ken nie, haters van wat goed is, en liefhebbers van wat sleg is, wat die vel van die mens aftrek en hulle vlees van hulle gebeente, en wat die vlees van my volk eet, en hulle vel van hulle afslag, ook hulle gebeente verbrysel, en hulle aan stukke kap, soos vleis in die pot en soos vleis in 'n pan. Dan sal hulle die Hemelse Vader aanroep, en hy sal hulle nie antwoord nie, maar hy sal sy aangesig in die tyd vir hulle verberg, omdat hulle verkeerde dinge gedoen het. So sê die Hemelse Vader aangaande die profete, wat my volk verlei, wat as hulle maar iets het om met hulle tande te byt, vrede verkondig, maar teen hom, wat niks in hulle mond steek nie, verklaar hulle 'n heilige oorlog. Daarom sal dit nag word vir julle sonder 'n gesig, en duister vir julle sonder waarsêry. Ja, die son sal oor die profete ondergaan, en die dag oor julle verduister word. En die sieners sal beskaamd staan, en die waarsêers sal bloos, en hulle almal sal baard bedek, omdat daar geen antwoord van God kom nie. Ek daarin teen is vol krag, met die gees van die Hemelse Vader, en reg en heldemoed aan Jakob oor sy oortredinge, te verkondig aan Israel sy sonde. Hoor tog dit, hoofde van die huis van Jakob, en owerstes van die huis van Israel, julle wat van die reg 'n afskeid het, en al wat reg is, verdraai, julle wat Sion bou met bloed, en Jerusalem met onreg, sy hoofde spreek vonnisse uit vir 'n geskenk, en sy priesters gee onderrig vir loon, en sy profete is waarsêers vir geld, nogtans steun hulle op die Hemelse Vader en sê, is die Hemelse Vader nie in ons midde nie? Geen onheil sal ons wedervaar nie. Daarom sal Sion om julle ontwil, soos 'n land omgeploeg, en Jerusalem 'n pynhoop word, en die Tempelberg 'n bosrante. Tot sover. Hoofstuk 4, belofte van heil en seën in die Messias tyd. En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die Hemelse Vader vas staan op die top van die berge, en verhewe wees bo die heuwels, en die volke sal daarheen toestroom. En baie nasies sal heen gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Hemelse Vader, en na die huis van God van Jakob, dat hy ons in sy weë kan leer, en ons in sy paaie kan wandel, want uit Sion sal die wet uitgaan, en die woord van die Hemelse Vader uit Jerusalem. En hy sal oordeel tussen baie volke, en regspraak vir magtige nasies, tot in die verte, en hulle sal van hulle swaarde pikke smee, en van hulle spiese snoeimesse, en nie meer sal 'n nasie teen 'n nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie, maar hulle sal sit elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom, sonder dat iemand hulle verskrik, want die mond van die Hemelse Vader van die leerskare het dit gespreek. Want al die volke mag wandel
elkeen in die naam van sy God, maar ons sal wandel in die naam van die Hemelse Vader onse God vir ewig en altoos. In die dag spreek die Hemelse Vader, wil ek versamel die wat krepeel is, en bymekaar maak wat verdryf was, en die wat kwaad aangedoen het. Dan sal ek die wat krepeel was tot 'n oorblyfsel maak, en wat verwyder was tot 'n magtige nasie. En die Hemelse Vader sal koning wees oor hulle op die berg Sion, van nou af tot in ewigheid. En jy skaapstoring, heuwel van dogter van Sion, na jou sal dit kom, ja, die vroeër heerskappy sal kom, die koningskap vir die dogter van Jerusalem. Waarom skree jy nou so hard? Is daar geen koning in jou nie? Of het jou raadgewers omgekom, sodat smart jou aangegryp het soos een wat baar? Krimp in mekaar en bring voort 'n dogter van Sion, soos een wat baar, want nou sal jy die stad verlaat en op die veld gaan woon, en jy sal in Babel aankom. Daar sal jy gered word, en daar sal die Hemelse Vader jou verlos uit die hand van jou vyande. En nou is daar baie nasies teen jou versamel, wat sê, laat daar ontheilig word, en laat ons oë met welgevalle neersien op Sion. Maar hulle ken nie die gedagtes van die Hemelse Vader nie, en verstaan nie sy besluit nie, dat hy hulle versamel het soos skerwe op die dorsvloer. Staan op en dors, o dogter van Sion, want ek sal jou horing yster maak, en jou kloue koper, en jy sal baie volke fyn trap, en jy sal hulle onregverdige wins aan die Hemelse Vader toewy, en hulle rykdomme aan die Hemelse Vader van die ganse aarde. Nou sal jy by hope bymekaar moet kom, o dogter van krygsbendes. Die vyand het 'n wal teen ons opgegooi, met 'n stok slaan hulle die regerder van Israel op die kakebeen. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 5, voorsegging van die geboorte van die Messias en sy vrede-liewende regering. En jy Bethlehem, Efrata, klein van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan, een wat 'n heerser is in Israel sal wees. En sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van ewigheid. Daarom sal hy hulle prys gee tot op die tyd dat 'n barend gebaar het. Dan sal die oorblyfsel van sy broers saam met die kinders van Israel terugkeer. En hy sal optree en hulle laat wy in die sterkte van die Hemelse Vader, in die majesteit van die naam van die Hemelse Vader, sy God. En hulle sal rustig woon, want nou sal hy groot wees tot aan die eindes van die aarde, en hy sal vrede wees. Wanneer Assur in ons land kom en hy ons paleise wil betree, sal ons teenoor hom 7 herders stel, ja 8 vorste uit die mense, en hulle sal die land van Assur met die swaard afwy, en die land van Nimrod by sy ingange. So sal hy ons dan van Assur bevry, wanneer hy in ons land kom en ons grondgebied betree. Dan sal die oorblyfsel van Jakob onder baie volke wees, soos dou van die Hemelse Vader, soos reënbuie op die plante, wat op geen mens wag nie, terwille van geen mensekind vertoef nie. En die oorblyfsel van Jakob tussen die nasies sal onder baie volke wees, soos 'n leeu onder die diere van die woud, soos 'n jong leeu onder die troppe kleinvee, wat as hy deurtrek vertrap en verskeer hy sonder dat iemand red. Jou hand sal bo jou teestanders verhewe wees, en al jou vyande sal uitgeroei word. En in die dag, spreek die Hemelse Vader, sal ek jou perde uit jou midde uitroei, en jou strydwaans vernietig. Ook sal ek uitroei die stede van jou land, en al jou vestings afspreek. Verder sal ek uitroei die towerrye uit jou hand, en jy sal geen golelaars meer hê nie. En ek sal jou midde uitroei, jou gesneede beelde en jou klippilare, sodat jy jou nie meer voor die werk van jou hande sal neerbuig nie. En ek sal jou midde uitruk, jou heilige boomstamme en jou stede verwoes. En ek sal in toorn en grimmigheid wraak neem op die nasies wat nie geluister het nie. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 6.
God twis met Israel oor die boosheid van die volk. Hoor tog wat die Hemelse Vader sê. Staan op, twis in teenwoordigheid van die berge en laat die heuwels na jou stem luister. Hoor berge, die twis van die Hemelse Vader en onwankelbares grondsla van die aarde, want die Hemelse Vader het 'n twis met sy volk en saam met Israel 'n regsgeding hou. My volk, wat het ek jou aangedoen? En waarmee het ek jou vermoei? Antwoord my. Ja, ek het jou uit Egipte land laat optrek en jou uit die slawehuis losgekoop. En ek het voor jou uitgestuur Moses, Aaron en Miriam. My volk, dink tog aan wat Balak, die koning van Moab, beraadslag het om wat Biliam, die seun van Beor, hom geantwoord het, en wat gebeur het van Sittim af tot by Gilgal, sodat jy kennis kan dra van die regverdige dade van die Hemelse Vader. Waarmee sal ek die Hemelse Vader tegemoet gaan en my buig voor die hoë God? Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaar-oud kalwers? Sal die Hemelse Vader 'n welbehae hê in 1000 ramme of 10.000 strome van olie? Sal ek my eersgeborenes gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is en wat vra die Hemelse Vader van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. Die stem van die Hemelse Vader roep tot die stad. Dit is heilsaam om u naam te vrees. Hoor die roede en wie dit bestel het. Is daar nog altyd in die huis van die goddelose skatte van onreg en 'n skrale Eva wat vervloek is? Sal ek rein kan wees by 'n valse weegskaal en by 'n sak vol bedrieglike gewigte? Want die rykes in die stad is vol geweld en die inwoners daarvan spreek leentaal en hulle tonge is bedrog in hulle mond. So slaan ek jou dan ook met die smartlike wond, met verwoesting weens jou sondes. Jy sal eet, maar nie versadig word nie, sodat jy jou honger in jou binneste bly, en jy sal wegbring sonder om iets te red. En wat jy red, sal ek aan die swaard oorgee. Jy sal saai, maar nie maai nie. Jy sal olywe uittrap, maar jou nie met olie salf nie, en mos maak, maar geen wyn drink nie. Want die insettinge van Omri word onderhou, en al die werke van die huis van Agab, en julle wandel in ooreenkomstig hulle planne, sodat ek jou tot 'n woestynny sou maak, en die inwoners daarvan 'n bespotting, en die smaad van my volk sal julle dra. Tot sover. Ok, ons gaan aan met die 7de hoofstuk van Micha, die verdorwenheid van Sion en 'n gebed om tussenkoms van die Hemelse Vader. Wee my, want ek het geword soos na die insameling van die somervrugte, soos die natrossies van die wynoes, geen tros om te eet nie, my siel begeer vroeë vye. Die vrome het verdwyn uit die land, en daar is geen opregte meer onder die mense nie. Hulle loer almal op bloed, hulle jaag elkeen sy broer met die net. Na die kwaad gaan die hande uit om dit dapper te doen. Die vors eis en die regter vra betaling, en die grootman spreek die begeerte van sy siel uit, en hulle verdraai dit alles. Die beste van hulle is soos 'n doringstruik, die mees opregte erger as 'n doringheining. Die dag van jou wagte, jou besoeking, kom nou, sal hulle verwarring daar wees. Vertrou geen metsgesel nie, maak op geen vriend staat nie, let op die poorte van jou mond, teenoor haar wat in jou skoot lê. Want die seun minag die vader, en die dogter staan op teen haar moeder, die skoondogter teen haar skoonmoeder, die man se vyande is sy huisgenote. Maar ek sal uitsien na die Hemelse Vader, ek wil wag op die God van my heil. My God sal my hoor. Wees nie bly oor my nie, en oor my vyandin. Al het ek geval, ek staan weer op. Al sit ek in duisternis, die Hemelse Vader is 'n lig vir my.
Die toorn van die Hemelse Vader sal ek dra, want ek het teen hom gesondig, totdat hy my saak verdedig en my reg verskaf. Hy sal my uitlei in die lig. Ek sal met welgevalle sien hoe hy geregtigheid oefen. Ook sal hy my vyanden dit sien en skaamte sal haar bedek, wat vir my sê, waar is die Hemelse Vader, jou God? My oë sal met welgevalle op haar neersien. Nou sal sy vertrap word soos modder van die strate. Daar kom 'n dag om jou mure te herbou. In die dag sal die gebied ruim wees. Dit is die dag dat hulle na jou sal kom, van Assur in die stede van Egipte, en van Egipte tot by die Efraat, en van die see tot see, en van berg tot berg. Maar die aarde sal 'n wildernis word vanweë sy inwoners, as gevolg van hulle handelinge. Wy u volk met u staf, die kudde wat u erfdeel is, wat afgesonder woon in 'n bosveld op Karmel. Laat hulle wy in die Basan en Gilead, soos die ou dae, soos in die dae van jou uittog uit Egipte land, sal ek hom wonders laat sien. Die nasie sal dit sien en skaam wees, ondanks al hulle krag. Hulle sal die hand op die mond lê, hulle ore sal doof word. Hulle sal stof lek soos die slange. Hulle sal soos grondkruipers bewend uit hulle vestings tevoorskyn kom. Hulle sal sidderend kom na die Hemelse Vader, onse God, en hulle sal vir u vrees. Wie is 'n God soos u, wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortredinge van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan? Hy hou toorn nie vir ewig vas nie, maar hy het welbehae in goedertierenheid. Hy sal hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtigheid vertree. Ja, u sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp. U sal trou bewys aan Jakob, goedertierenheid aan Abraham, wat u aan ons vaders met 'n eed beloof het, sedert die dae van die voortyd. Tot sover. Dis die einde van Micha. Volgende een sal Nahum wees.